baie uitstappies en nooi almal om deel te word van hul avonture. Hulle is ook mal oor speletjies en verrassings waarvan daar 'n paar is tydens die vertoning. So kom kuier saam met Chif en Chaff en hulle maatjies Mimi en bring die kamera saam vir jou eie foto saam met hulle. Kaartjies kan bespreek word by 021 979 1911. Dis 021 979 1911. Baie mense dink aan Gustav Holst as 'n Duitse of 'n Noord-Europese komponis, maar is eintlik Engels. Sy ouers is wel van Sweedse afkoms. Holst is gebore in 1874 en sterf in 1934. Hy het klavierles by sy pa gehad en later ook die orgel bemeester. Sy eerste werk was nogal 'n operette, Lansdowne, wat in 1893 voltooi is. Weens 'n besering aan sy hand en arm het Gustav Holst die klawers verruil vir die komponeerpen. Bekendste werk is seker sy suite Die Planete, wat vandag steeds in verskeie gedaantes deur musisi uitgevoer word. Die aktrise Chanel de Jager was vir baie lank te sien as Des in Igoli en sy tans te sien in die produksie Fat Pig wat by die Old Mutual Theatre on the Square wys. Chanel het my vertel waaroor die produksie gaan. Fat Pig gaan presies waaroor die titel gaan. Dit gaan oor 'n fat pig, 'n meisie wat regtig redelik baie oorgewig is. Die PC term daarvoor deesdae is mos plus size of voluptuous of full figure, maar eintlik is sy maar net lekker vet. Sy ontmoet dan vir Tom, wat sliek en maar en sexy en hy is in die korporatiewe wêreld en vir hom en sy vriende in die kantoor, Jeannie en Carter, hulle leef in die klein wêreld waar uiterlike verskriklik baie tel. Jy moet mooi wees, jy moet maar wees, jy moet dit dra, jy moet so praat, da. En hier kom Helen oor Tom se pad en sy slaan letterlik die wind uit sy seile uit. Dit het nie op hom geval nie. Dis maar net met haar bubbly, warm, moederlike persoonlikheid wat hy iets in haar sien wat hy nog nooit in iemand anders gesien het nie en dat hy agterkom, hy hou meer van homself as hy saam met haar is, want sy is maar net haarself en sy geniet haarself en sy is slim en sy gee nie om wat mense van haar dink nie en saam met haar is dit heeltemal 'n nuwe avontuur. So dis so anders as die stereotype waar die mooi held verlief raak op die mooi meisie. Hier is dis so anders as die rolprente en Hollywood en alles hoe dit vir ons voorhou, né? Ek is baie bly jy noem dit daai tipiese Hollywood styl. Dit is glad nie so nie. En dit is juis hoekom ons so passie het vir teater. Dit is die spieelbeeld van die daaglikse mense en society en hoe ons dink en ons het gisterand ook so mooi vraag gehad van een van die studente wat kom kyk het, hulle het 'n questionnaire na die tyd gehad en een van die studente het gesê dat jy is of 'n spieelbeeld van die gemeenskap of jy is 'n lamp. So Carter hulle en Jeannie hulle die moderne mense is die spieelbeeld en dan is Tom se karakter basies die lamp wat lig skyn op 'n spesifieke issue. Nou hierdie issue is nou uiterlike en looks en obesity basically. Dit gaan nie regtig diep sielkundig in oor hoekom Helen overeat of hoekom is hulle so nie. Dit is regtig maar net 'n spieelbeeld van hoe dit is. Dit verduidelik nie hoekom nie, maar hoe mense is. En die teks is geskryf deur Neil LaBute. Hy het ook Death at a Funeral geskryf, daai skreeusnaakse film. Hy het hom geskryf. Hy het ontsaglik baie goeie werk gedoen. Dit is 'n award-winning play. So dit is regtig 'n absolute eer om hierdie stuk te kan doen. Ons het dit gekoop en alles. Neil LaBute self het sy hele lewe lank gesukkel met sy gewig. Ja, so hy weet presies die nuance van 'n groot mens en hoe hulle moet beweeg. Vir my as aktrise was dit so groot challenge geweest om ewe skielik met so 'n logge lyf te probeer seduce. Jy weet, en nogal iemand met the likes of Colin Moss wat Tom speel. En dan het ons vir Lee Ann Summers, hy het ook die stuk produce, en dan het ons vir Christopher Clayton Boyd, wat ook 'n fantastiese akteur is. So saam met het ons baie lekker dinamika backstage en op die verhoog. Waar was ek nou helemaal my punt? Jy het gesels oor die teks en dat dit eintlik so 'n ongelooflike teks is. Maar vertel my gou 'n bietjie, daar word sekere insidente, soos ek verstaan, ontmoet julle mekaar en die toneelstuk speel af waar julle
alsoos van die pad saam begin loop en insidente wat gebeur en so. Vertel my 'n bietjie van wat gebeur in die teks, sonder om te veel weg te gee natuurlik. Wel, hulle ontmoet terwyl sy staan en eet. Obviously. En hy begin van haar te hou. Wel, sy is so slim en sy rarig soos 'n fresh breeze. Sy is mal oor war flicks en sy hou van, jy weet, sy het so baie algemene kennis wat sy saam met haar dra. En sy het so baie plek om dit te dra. There's room to put it all, you know. En hy is net infatuated deur haar mind en haar warmth en alles wat sy het om te offer. En dan obviously nog eet hulle nou maar weer uit en hulle gaan met hom na martini bars toe en dan ongelukkig soos wat die pressure van almal in die kantoor, soos wat die plot nou bietjie thicken, kom sy agter maar hy steek haar weg. Hulle het vir maande uitgegaan en hy het haar nog net voorgestel aan een wat hulle terloops raak geloop het in 'n restaurant. So dan net daar's dan 'n liefdestoneel wat skreeusnaaks is. Want dit is nogal die cringe factor, jy weet, as ek met hierdie logge lyf bo op Colin Moss klim. Die mense weet nie of hulle lag of huil of wat moet hulle doen, want dit is so in your face dat die mense, dit is so touching, dit is so cringe factor dat mense weet nie hoe om te reageer nie, daar's nervous laughter. En dan voordat sy nou haarself hom gee in daardie toneel vir die eerste keer, moet sy dan net met hom praat. En van die begin af sê sy vir hom, weet jy wat, ek gee nie om nie, ek weet, ek is groot, ek is tevrede met myself, ek weet wat die issues saam met dit kom, maar al wat ek wil hê, jy moet wees, is eerlik met my. En sy sê dit in elke liewe toneel. En dan in die liefdestoneel, dan vertel hy nou vir haar, I'm falling for you, I'm falling hard. En dan gebeur dit. En dan van daar af, in die tweede act, kan ek nie veel meer weggee nie, maar dit is regtig die moeite werd om te kom kyk. Dit is, jy gaan lag, jy gaan huil, jy gaan cringe, jy gaan honger word, dink jy gaan nooit weer eet nie, wat ook al jy knoppie druk. En wat wonderlik is ons het nog net 'n week oor, en wat wonderlik is van die Goudtrein, jy kan van Pretoria af som op die Goudtrein klim 5:00 die middag, want ons het 'n 5:00 middag show, en ons het 'n 8:30 show, by die Old Mutual Theater in Sandton Square. Vertel my 'n bietjie, jy het nou genoem dat dit vir jou 'n besonderse uitdagende rol was, maar jy het aan my genoem dat jy 'n gewig moes optel vir die rol en dat hulle ook vir jou in 'n fatsuit sit, is ek reg? Ja, toe ek vir die audisie gegaan het ek die regisseur en die producer in trane gehad met my stuk waarmee ek audition het. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry het nie, maar dit gesit in junk. En hulle het dadelik van die rol aangebied. En toe sê hulle, darling, you're absolutely fabulous, but you're way too thin. En dit gebeur nie baie nie. Dit gebeur nie baie met persoonlies, jy is heeltemal te maar, jammer. En hulle het gevra dat ek 7 kg optel, maar soos jy weet, is die maklikste ding in die lewe om op te tel is gewig. So, ek dink ek het seker al 10 opgetel, maar dit werk, jy weet, veral rondom my gesig en my enkels en my bene waar hulle nou nie kon 'n fatsuit sit nie, maar dit is vir my so lekker om in haar lyf te beweeg, want dit is heeltemal die opposite van die karakter wat ek gespeel het in Nicole, want Des was sexy en sy was flirtatious en sy was, jy weet, sy het gewerk met haar lyfie en haar curves, maar met Helen, ek meen, sy loop nie eers normaal nie, sy waggel so van kant tot kant, so groot sy is, sy is groot mense, so tipe van 'n pendulum tipe van ritme as hulle loop. So, ja, dit is net vir my om mooi te voel. Dit is belangrik dat sy mooi voel en nie afgryslik voel in haarself nie. En dit is die belangrikste ding wat ek het in my toneelspel vir is nie om myself jammer te kry en ag, ek is ou vet nie, want dan werk die karakter en dan val die hele stuk plat. Sy moet confident, sy moet bly wees in haarself. So wat ek doen is, my regisseur het gesê, as jy daai suit aantrek, imagine dis lekker sagte roomys en karamel en lekker dinge, jy weet wat om haar lyf is, en sy is nou maar net comfort food, dis wat sy is. Dit is 'n ongelooflike snaakse stuk, maar ek dink jy het dit genoem ook dat daar word soveel waarhede en vooropgestelde idees word daar. Ek meen, ons lewe in 'n wêreld waar dit absoluut gaan na die uiterlike, maar hier bewys julle dat jy moet verby die uiterlike kyk na die persoon wat binne is. Wat dit jou basies leer is jy moet versigtig wees wat jy sê. Want mens weet nooit wat gaan aan tussen twee harte nie.
agtertoe deure nie. Want dit was Tom se soulmate. Dit was Tom se liefde van sy lewe wat hy ontmoet het. En dit is vir hom so moeilik die konflik waartoe hy gaan. En ek weet enige verhouding al is dit 'n groot klein wat ook al is dit 'n homoseksuele verhouding, almal het een of ander tyd mense van die buitekant af wat hulle so baie druk op jou sit, en dit is aan die einde van die dag belangrik om 2 keer te dink voor jy iets sê, want mens weet nooit hoe waar die liefde is tussen 2 mense. En nie te oordeel nie. Nie te oordeel nie. Ja, die basics van die lewe. Jy het nou gesê dit tot die 5de toe, nou. Ja, dis tot die 5de Mei, asseblief kom geniet dit saam met ons. Dit is 'n bundle full of laughs. Dit was nou net te sien hier. Het julle ander planne dat julle dalk ergens anders ook te sien gaan wees? Ons het hom gedoen in Kaapstad en ons is nou 4 weke hierso in Johannesburg. Ons gaan 'n bietjie van 'n breek vat. Ek dink ons is nou gereed vir 'n bietjie ander projekte soos film en nog ander Afrikaanse teater. Dit is wat ek nou gaan doen. Is nog 'n bietjie van Wyk gesels wat kry nou in Egoli gespeel het, en my vraag aan hom was, is daar lewe na Sepie? Is jy besig? Het jy genoeg werk? Vanaf ek Kaap toe getrek het ek 'n baie lekker agent gekry. So ek doen gereeld internasionale werk, advertensies, word gereeld gestuur vir filmodisies, maar die lekker werk is nog steeds in jou eie moedertaal. So ek is nou besig om 'n stuk te skryf. Kan nog gelukkig nie te veel weggee nie, want hy's nog nie klaar nie. So ek gaan hom op die planke bring. En dan is daar natuurlik ook Johannesburg, waar al die werk is. So miskien is ek een van die daar op Seeland. Dis Chanel de Jager met wie ek gesels het oor Fat Pig, wat nog tot die 5de Mei te sien is by die Old Mutual Theatre on the Square. Die jaarlikse Jong Komponiste Konsert word aangebied deur die Inligtingseentrum vir Suider-Afrikaanse Musiek en die Noordwes Universiteit. En die konsert vind plaas op Dinsdag 8 Mei om 7:30 in die Konservatoriumsaal.